Julle het gehoor dat daar van die oudheid af van mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar, by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou het, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee, en die jou in die tronk sit, nee. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het, nee. Ons is in Jesus stories, nommer 80, en ons praat oor Jesus, ons praat oor wat hy gesê het en wat hy gedoen het, want dis hoe ons hom leer ken, en wat hy gesê het en wat hy gedoen het, hy het net gesê wat sy Vader gesê het, en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het, want hy was hier om ons aan die Vader voor te stel. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, kan ek nie help as om daaraan te dink dat die een hoofboodskap wat Jesus onder andere uit hierdie stukkie uitkommunikeer nie, is 'n geredde mens vergewe. Vergifnis is vir baie mense nogal 'n uitdaging. Maar as jy werklik in jou lewe beleef het dat die Here het jou gered, die Here is die koning van jou lewe, dan verloor jy die vermoë om wraak en haat en kwaad in jou hart te dra teenoor iemand anders. En dit maak heeltemal logies sin eintlik. En as ek dit sê vanoggend en jy sit met 'n wrok in jou hart teen iemand, moet jy ten minste jou verlossing bevraagteken en wonder of jy ooit gered is. Want waarvan het die Here jou gered die dag toe hy jou gered het? Ons kom na die Here toe in berou. Ons is oortuig van ons, soos ek het noem, patetisme, waarmee ons gebore word, ons sondige natuur. Dat ek verdien 'n pak slaag soos die een wat Jesus gekry het, en dan 'n graf, en dan waar God se wraak ewig oor my uitgegiet word, en net omdat ek my vertroue sit, dat Jesus daai pak slaag vir my gevat het, ontvang ek genade, en ek kom in berou na hom toe met my sonde voor hom. Ek is die grootste vyand van my lewe, met ander woorde. Daar is nie iemand daar buite wat 'n groter vyand kan wees van my as ek self in my eerste geboorte nie. Dis hoekom ek by die Here is. Dis hoekom ek redding gaan soek het. En hy het sy genade vir my gegee. En dan sondig iemand teen my en ek dra wrok in my hart teen daai persoon. Hoe is dit moontlik? Hoe kan ek nog steeds 'n slagoffer wees? Nadat die Here sy genade aan my bewys het. Daar's geen manier dat jy onvergifnis. Hannes, jy ken nie my storie nie. Jy weet nie hoe erg dit was nie. Ek dink nie hier's mense in hierdie gebou vanoggend wat jy 'n storie het nie. Van die eerste keer wat hulle sand in jou oë gegooi het in die kleuterskool en jou van die swaai afgestamp het. Daar's niemand hier wat nie 'n storie het nie. En ons almal kan dit so vertel. Wanneer die Here jou red hy jou van jouself heel eerste. Hy het gekom en vir ons gewys hoe werk vergifnis. Hy het ons kom vergewe heel eerste. En dis nie veronderstel om jou ooit te verlaat nie. Net daai gedagte dat ek het genade ontvang. Dis hoekom Jesus gesê het, gebruik nagmaal so gereeld as moontlik. Sodat jy dit nooit vergeet nie. Want jy dit vergeet, raak jy kwaad. As jy kwaad raak, sit jy in onvergifnis. Baie mense sukkel om te vergewe, want hulle verstaan nie regtig wat beteken vergifnis nie. Vergifnis is baie eenvoudig. Dis net om iemand se skuld af te skryf. Die beste manier om dit te verduidelik is seker maar met 'n voorbeeld met geld. Iemand leen by jou R50 en hy sê ek betaal jou volgende week terug. Volgende week kom, hy betaal jou nooit terug nie. Jy bel, nee, ek sal, ons moet net by mekaar uitkom. Volgende week loop jy in Checkers en jy sien, loop jy ou met jou geldskuld. En hy sien jou, en jy weer sien, dan sy agter hierdie rak in, dan sy agter hierdie rak, hy dak en daai vir jou, want hy wil nie naby jou kom nie, want hy skuld jou. Daar's 'n skuld-eiser verhouding. En jy het die volste reg om ongelukkig en kwaad te wees, op daai oomblik. En hier loop jy in die ou vas. En hy sê,
het nie die geld om vir jou terug te gee nie. Weet wat is vergifnis? Vergifnis is, jy hoef dit nie vir my terug te gee nie. Met ander woorde, vergifnis is, ek skryf jou skuld af. Dit beteken nie, dit is maar oukei nie. Dit beteken nie, ons verhouding is herstel nie. Dit beteken nie, ek vertrou jou weer nie. Dis nie vergifnis nie. Vergifnis is, ek laat jou skuld gaan. Vergifnis vat altyd net een persoon. Jy het nie twee mense nodig om te vergewe nie. Die ou wat te nagekom is, met die skuld afskryf. Dis vergifnis. Dis hoe eenvoudig het is. Maar waarvan Jesus vanoggend hierso praat, is nie net vergifnis nie. Jesus praat vanoggend van versoening. Nou hier is 'n woord wat ons amper nooit meer gebruik nie. Dis 'n woord wat ons amper nie verstaan eers meer nie. So wat ons in die ander, dis 'n ander woord is reconciliasie. So direk van Engels af oorvertaal. Versoening. Wat beteken versoening? Versoening is iets wat twee mense vat. Vergifnis vat een mens, versoening vat twee mense. So ek gaan dit so vinnig vir jou verduidelik voordat ek induik in wat Jesus vanoggend gesê het. Versoening is twee mense wat na mekaar toe kom en sê, ek besef wat ek gedoen het. En ek is jammer. Ek besef ek het dit en dit en dit en dit gedoen en dit's die effek wat dit kan hê. Die ander persoon doen presies dieselfde. En al twee persone se prioriteit is, kom ons doen ons bes om hier verby te kom. Om hier te leer. Om hier by mekaar by te staan. Mense doen nie daai nie. Ek het al baie konflik in my lewe gehad. Ek het al op mense geskree, donderdagoggend uitgevind, mense dink ek kan nie op iemand skree nie. Ek het al 'n paar keer. As daar een ding is wat ons nie van hou nie, is dit versoening. Ons doen dit nie. Ons raak kwaad, ons vergewe en dan sien ons mekaar nooit weer nie. Want ons is so trots. En ek gaan nie van my opinie en my reg om reg te wees laat gaan nie. Ek gaan dit nie doen nie. Weet julle dat Jesus was in elke scenario, in elke funksie wat hy bygewoon het, in elke gesprek of argument, elke keer 100% reg. Hy was elke keer God in 'n lyf gewees, wat jou beter geken het as wat jy hom geken het. En hy het nie eers daarby gebly nie. Hy het homself nederig verneder tot aan die dood, sodat ek en jy vandag met God in 'n verhouding kan wees. Jesus het gekom om ons te versoen met God, om 'n verhouding tussen ons en God te bring. En jou verhouding met die mense om jou is 'n toonbeeld van hoe jy dit verstaan. En of jy dit ooit begryp. Die manier hoe jy mense om jou hanteer, is 'n bewys van of jy verstaan wat verlossing werklik beteken. En of jy werklik die Here ken. Dis versoening. Ons is in Jesus se bergpredikasie besig. Dis al Jesus se beste sê goed wat hy gesê het in een preek ingedruk. Matteus 5, 6 en 7 as jy dit wil gaan lees. En ons het laas week begin met hierdie hele konsep waar Jesus gesê het, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om hom sy volle betekenis te gee, die wet en die profete. Ek het nie gekom om die wet en die profete, sy praat van die wet, praat hy van die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, en die profete, alles wat God deur die profete vir sy volk gesê het in die Ou Testament. Ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie. Met ander woorde, Jesus het gesê, dis geldig. Die wet is daar om vir my en jou te wys wie is God, nommer 1, en die wet is daar om my en jou te wys hoe sondig ons is en dat ons nie goed genoeg is nie. Net jou 10 gebooie is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. En as ons dit verstaan, Jesus het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, want dan maak hy wie God is ongeldig. En dan maak hy jou beter as wat jy dink jy is. Hy het nie gekom om dit ongeldig te maak. So ek het laasweek bietjie daaroor gepraat, baie daaroor uitgebrei, as jy dit wil gaan kyk op ons YouTube kanaal. En nou gaan hy hierdie week, gaan ons aan met die voorbeelde wat hy gebruik om dit te illustreer. Hy sê, kom ek wys vir julle wat ek bedoel hiermee. Ons kon nie voldoen aan die wet in die Ou Testament nie. Geen mens kan dit tot vandag toe elke reeltjie volg, soos wat dit daar was nie, maar Jesus het dit volkome gevolg. Dis hoekom hy kon kwalifiseer, dat as hy sterf, dat hy nie dood gaan nie. Dat hy nie na die doderyk toe is nie, maar dat hy by God is, want hy het volledig aan die heiligheid van God voldoen. Maar behalwe dat hy toe nou nie net wil sterf en weer teruggaan na sy Vader toe, nie sê hy, ek wil die pak slaaf vat van die mens. Hulle kon nie kwalifiseer nie, ek wil namens hulle daai pak slaaf vat, sodat hulle ook
na God toe kan kom as hulle in my werk vertrou en hulle ook met hom in 'n verhouding kan wees. So hy het gekom om te reconcilieer, om ons te herstel met God. En hy moes die hele wet volmaak. Al wat ons vandag doen is ons vertrou in die werk wat hy vir ons gedoen het, want ons kon nie. Ons kon dit nie doen nie. En nou gaan Jesus en hy gebruik hierdie voorbeeld. Hy sê, hier's wat die wet sê. Julle het gehoor, hierdie is gebod nommer 6 van die 10 gebooie. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Tot vandag toe is dit 'n reël feitelik in elke land van die wêreld. As jy moord pleeg, het jy moeilikheid. Jy gaan hof toe. En dit was 'n reël wat die Here vir Moses gegee het om vir sy volk te gee. Jy sal geoordeel word, jy sal in die hof gaan staan, daar's nagevolge. Jy het droog gemaak. Maar onthou as jy reg onthou van laasweek af, het Jesus gesê, julle geregtigheid moet verder gaan en meer wees as die van die fariseërs en die skrifgeleerders. Hulle is in die buitekant mooi, maar in die binnekant stink hulle. Hy het hulle wit gepleisterde grafte genoem. Dood in die binnekant, buite maak hulle asof hulle so mooi en so briljant en so oulik is. So ek pleeg nie moord nie, kyk net hoe soet is ek. Laasweek het Jesus vir ons gewys, dat net buitekant, om buitekant jouself skoon te was en mooi te lyk, soos wat ons almal op 'n Sondagoggend lyk, jy weet. Niemand weet jy het beklei voordat jy die kar het geklim het vanoggend nie. Niemand weet hoe jy op jou kinders geskree voor jy vandag hier opgedaag het nie. Nee? Jesus het gesê, dit gaan oor meer as dit. Jy moet aan jou binnekant ook rein wees. Jesus sê, julle het gehoor wat die wet is. Aan jou buitekant mag jy nie moord pleeg nie. Wat almal kan sien, mag jy nie doen nie. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het dit almal gedoen. Jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat dit doen, sal strafbaar wees voor 'n regbank. Dis 'n normale reël, ons almal is baie goed bekend met hierdie reël, dit is werk in Suid-Afrika vandag ook so. OK, en dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, en hier kom die moeilikheid. Elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Stop die bus net daar. Wat sê Jesus? Jesus sê, die verskil tussen jou en die ou wat in die tronk sit, is die ou in die tronk is gevang. Want as jy kwaad is, moet jy dieselfde straf as hy kry. Dis eenvoudig soos wat dit is. Jesus sê, dit gaan nie net oor wat jy in die buitekant doen, dit gaan oor wat jy in die binnekant van jou hart aangaan. Dis harde woorde om te hoor. Dis moeilik om hierdie te verwerk, want ek het die volste reg en rede. Weet jy dat jou ou vertaling, hierdie is net interessant, ek gaan nou so 'n bietjie van die onderwerp afgaan. Jou ou vertaling, ek wil dit vir julle lees. Jou ou vertaling skryf dit so. Hy sê, ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is. Sien jy, dit staan nie in die nuwe vertaling nie. Met ander woorde, okay, ek mag kwaad wees, maar ek moet 'n goeie rede hê. Weet julle dat dit was so moeilik toe hulle die Bybel vertaal het, dat hulle dit in die ou vertaling bygesit het, sonder rede, maar dit staan glad nie in die oorspronklike Bybel nie. Daar is hierdie argument, ek sê mos ek gaan nou so 'n bietjie van die onderwerp afgaan, daar is hierdie argument van, ons het al die Bybel so baie keer oorvertaal en oorvertaal en oorvertaal, dat hy verloor teen die een of ander tyd betekenis en sentiment en waarde en daar moet goed verlore gaan met al die verskillende vertalings wat al uit is. Maar presies die teenoorgestelde is waar. Presies die teenoorgestelde. Ons ontdek tot vandag toe nog nuwe goed van Jesus se tyd. En hulle is tot vandag toe met al die tegnologie wat ons het en al die kennis wat ons het, raak ons al hoe beter en al hoe beter en al hoe beter. So elke nuwe weergawe wat uitkom, kom meer akkuraat. Meer in detail geskryf. Presies die teenoorgestelde is waar. Dis soos wanneer jy 'n plan teken vir jou huis, want jy gaan nou 'n huis bou. Jou eerste plan is jou draft. En van daar af verbeter ons hom tot hy perfek is. Dis wat vandag met ons Bybel gebeur. Dis hoekom die nuwe vertaling daai woordjie uitgehaal het, want dit staan nie in die oorspronklike skrif nie. Jesus praat van woede in jou hart. Of dit nou vir 'n goeie rede is of nie. Ons is almal skuldig. Ek skuldig. Ja, ek is werklik skuldig. As dit nie daagliks is nie. Is al voor die regbank. Jesus se punt is, jy kan dit nie reg kry nie.
Jy het nodig om my te vertrou en in my werk te sit. En dit moet jou so oorweldig, dat jy dieselfde guns doen vir die ou langs jou. Want ons kry dit nie reg nie. Jy is strafbaar voor die regbank, jy verdien dieselfde straf as die ou wat moord gepleeg het. Dis God se standaard. Jesus het met ander woorde nie gekom en die standaard laer gemaak, nie, die standaard kom lig. Hy het gesê, net wat in die buitekant saak gemaak het, dit maak duidelik saak vir die fariseërs en skrifgeleerdes, maar julle vergeet van die binnekant. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek. Nou sê Jesus, okay, hierdie is 'n trappe van vergelyking. Jy weet, dis soos toe jou kind met trappe van vergelyking gevoeter het. Hoekom is jy stout? Nee, ek weet nie, ek is so gevoeter. Ek het nou die dag gesien, 'n komediant doen dit ook, maar ek is ook so gevoeter. Hierdie het trappe van vergelyking. Laat ek net vir julle die eerste trap verduidelik, voor ek na die tweede een toe gaan. Jesus sê, elke keer as jy agterkom, jy is kwaad vir iemand, dan moet jy heel eers dink, ek verdien dieselfde straf as 'n moordenaar. Niemand weet nie, so jy gaan nie daai straf kry nie. Maar jy moet so eerlik met jouself wees om te sê, Here, ek het vergeet, ek het genade nodig. Here, wil U my nie help om hierdie te besef hoe wonderlik U heerlikheid en genade oor my lewe is nie. Dat ek dieselfde kan gee vir hierdie persoon vir wie ek so kwaad is. Die eerste plek teenoor wie jy verantwoordbaar is jouself. Die tweede een, trap van vergelyking. Elkeen wat sy broer dan uitskel vir 'n gek, want dis wat gewoonlik gebeur as ons kwaad is, né? Jy gaan na daai persoon toe en dan skree jy op daai persoon, dan haal jy jou woede uit. En hoekom doen jy dit? Hoekom raak ons kwaad? Paulus het dit so mooi geskryf. Hy het gesê, want ons kry nie wat ons wil hê nie. Want my verwagting is teleurgesteld. Dis hoekom ons kwaad raak. Ek kry nie wat ek wil hê nie, want ek is reg en jy's verkeerd. Die enigste rede hoekom jy aanhou met dit is want jy's beter as 'n ander persoon. Nou gaan jy daai persoon uittrap en uitskel. Elkeen wat so 'n persoon uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad. Nou die Joodse Raad, Jesus is besig om met Jode te praat. Hulle sal teenoor hulle eie mense moet verantwoording doen vir wat hulle sopas gedoen het, op mense geskree het, of ou uitgedrap het vir hy's 'n gek. Dis soos jy in jou huis bly, en jy het met jou boetie of jou sussie 'n beklei in die gang gehad. En jou eie mense, jou Joodse Raad, jou ma en jou pa, sê vir jou, jy praat nie so met jou boetie en jou sussie nie. Jy sal verantwoordbaar wees teenoor jou eie mense. Hulle gaan jou verantwoordbaar hou vir wat jy besig is om te doen. Trappe van vergelyking. Eerstens moet jy teenoor jouself verantwoording doen. Tweedens moet jy teenoor die mense wat hier naaste is en jou verantwoording doen. En wie hom uitskel vir 'n idioot. Met ander woorde, dis die volgende trappie. Ek het jou nie net uitgeskel met 'n kwaad is en omdat ek dink ek's beter as jy nie. Ek het nou 'n besluit geneem, jy's onnosel. En jy het hulp nodig. Jy's nie so briljant soos ek nie. En net jy weet of jy dit doen. Niemand anders weet nie. Is strafbaar met die helse vuur. Ek weet nie of ek regtig meer oor dit hoef te sê nie. Hierdie is nogal wild. Hierdie is nogal baie aanklaand. Dit behoort ons nogal baie bewus te maak. Jy sien, die grootste probleem wat ons het in ons lewe saam met die Here is, dis verskriklik maklik om al die mense rondom ons dop te hou. En almal raak te sien, en almal se foute raak te sien, en die moeilikste ding is om in die spieël te kyk. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is nie in jou lewe 'n beter plek om 'n les te leer as deur konflik nie. As om goed te konfronteer wat moet gekonfronteer word nie. Daar is nie 'n plek waar jy vinniger en meer kan leer as daai plek nie. Deur daai seer, deur daai ongemaklikheid. En ons skram en hardloop so vinnig as wat ons kan, sodra dit gebeur. Ek gaan domineer, ek gaan jou op jou plek sit, jy sal my uitlos en ek wil jou nooit weer sien nie. Of, ek gaan jou nooit weer sien nie, ons gaan nooit weer daaroor praat nie, ek gaan net van jou skinder. En vir die hele wêreld vertel hoe ongelukkig is ek met jou. En dis ons natuurlike reaksie. In die tussentyd is ons die hele tyd net besig om die groei wat die Here in ons lewe in wil bring, net te verdaag en net weg te jaag en net te sê, ek gaan nie leer wat beteken ware genade nie. Ek gaan nie beleef wat beteken ware redding soos die Here my gered het nie. Ek gaan hierdie goed net alles wegskuif van my af. Ek wil dit nooit weer sien nie, ek wil nooit weer iets daarvan weet nie.
Jy is net besig om die hele tyd daai toets oor en oor en oor te skryf, en jy sê vir hom skryf, jy gaan nie daar uitkom nie, is 'n belofte wat die Here jou gee vanoggend. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, kyk hoe ernstig is hierdie vir God. As jy dus, nou praat hy met Jode, jy moet die prentjie sien, Jode se verhouding met die Here was vir hulle alles, hulle God wat hulle gedien het, dis al skool wat hulle gehad het. Hulle het nie soos ons wiskunde en Afrikaans en Engels geleer en LO en al daai goed nie, hulle het Bybel geleer. Alles het oor God gegaan en God se wette te volg. Hulle het skrif geleer, se Fariseërs, dit was die rykste mense in hulle gemeenskap gewees. Alles het oor God gegaan. So, as ek na die altaar toe gaan, gaan ek 'n offer aan God bring. Ek gaan 'n klein bokkie of 'n vlekkelose lammetjie vat of 'n duif en dan gaan ek soontoe gaan en dan gaan ek 'n offer aan God bring om te sê, God, ek is afhanklik van U, ek het U nodig. Ons is in 'n verhouding. Sorry vir die ouens wat hier voorsit. Gelukkig gesien niemand nie. Ek spoeg baie vanoggend. Jy gaan na die Here toe en jy bring jou offer. Dit verteenwoordig jou verhouding met God. Ek gaan nou na die Here toe gaan. Ek gaan nou vir hom vra, Here, ek soek U, ek is afhanklik van U. Ek gaan hierdie skaapie offer, want as ek en hy in 'n goeie verhouding is, dan beskerm hy my. Dan lei hy my. Dan laat hy die son op my land skyn en die reën kom dat ek 'n oes kan hê. Dan gaan dit met my goed gaan. My hele lewe is gebaseer op my verhouding met die Here. En hierdie simboliseer dit. Ek kom na die altaar toe. Ek kom na die God van die heelal toe. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het. Hoe gaan jy weet jou broer het iets teen jou? Jy was veronderstel om die heel eerste plek toe jy kwaad geword het al vir jouself te sê, daar's 'n vark in my hart. Stap 1, jy is verantwoordbaar teenoor jouself, heel eerste. Jy het hom nie eers noodwendig uitgeskel vir 'n gek nie. Jy het nie noodwendig eers opbesluit as 'n idioot nie. Jy kom staan daar. Ja, en as is 'n kerk toe gaan, dink ek nie aan die mense vir wie ek kwaad is nie. Ek sal maandag weer daaraan aandag gee. Jesus sê, dis waar jy daaraan dink. Hier. As jy daar byval, dat jou broer iets teen jou het. Hoekom het hy iets teen jou? Want jy, nommer 1, weet hy het die reg om iets teen jou te hê. Hy hoef dit nie eers vir te sê nie. Ons is baie sleg met hierdie stap, om binne toe te kyk. Het is baie makliker om buite toe te kyk. Sê Jesus, laat staan jou gawe daar, los die bokkie, los die lammetjie, sit die duifies in 'n hok, los hulle daar, by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. En waarvan praat Jesus as hy sê, gaan maak eers vrede? Hy praat van versoening. Hy praat nie van vergifnis nie. Hy sê, daag op, begin met, ek is jammer. Dan is maar, ek is nie skuldig nie. Jy was 50% van daai fight, was jy. Ek is jammer, ek het kwaad geword. Het jy kwaad geword? Ja, jy het. Ek is jammer, ek dink ek's beter as jy. Ek leef nie jou lewe nie, ek weet nie eers wat gaan in jou lewe aan nie, ek weet nie eers wat gaan alles deur jou kop nie, ek weet nie eers hoekom jy dit gedoen het nie, ek is jammer ook. Ek weet nie om harder en duideliker vanoggend te sê dat dit is net iets wat ons nie doen nie. Weet jy hoeveel mense het ek al meer gesprekke gehad wat kwaad is vandag vir my en ek kry nie dit reg om daai gesprek met iemand te hê nie. Ek probeer van my kant af, hulle is kwaad vir my, ek probeer van my kant af, hulle weier. Gaan nie daai gesprek hê nie. Want jy moet jou trots neerlê. Jy moet bereid wees om die minste te wees, soos Jesus. En as jy enigstens God se genade in jou lewe het en jy dit ontvang en jy glo jy het dit, is dit eintlik belaglik om te dink jy kan dit nie doen nie. Dan moet jy jouself vra, het ek ooit die Here se genade? Of is ek die een wat die gitaar slaan in my lewe? Gaan maak eers vrede. Jesus sê, jou verhouding met my is net so goed soos jou verhouding met die mense rondom jou. Moenie jouself verbeel hy's meer briljant nie, met ander woorde. Jy kan net soveel genade bewys as wat jy kry. Daar's nie 'n manier dat 'n Christen woede, 'n wrok of haat in sy hart kan ronddra nie. Veral nie as jy oortuig is dat die Here jou gered het nie. As iemand 'n regsaak teen jou het, nou gebruik Jesus 'n ander prentjie om dieselfde beginsel vir ons te verduidelik.
Hy sê, as iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op die pad hof toe is. Hoekom sal iemand 'n regsaak teen jou begin? Want hy voel teen jy skuld hom iets. Dit lyk amper hierso asof Jesus, maar ek kan nog onskuldig wees. Luister, as daar konflik was daar twee partye betrokke. Albei partye is mense, albei is ewe skuldig voor God. Die een mag dalk lieg, maar die ander een steel dalk. Die een is dalk oneerlik, terwyl die ander ene ontrou is. Daar is nie verskil by God met sonde nie. As iemand 'n regsaak teen jou begin, met ander woorde, as daar konflik by jou is tussen jou en enige iemand, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is. Daai betyds verstaan ons nie altyd lekker nie. Wat bedoel Jesus met betyds? Daar's twee redes hoekom ons 'n hofsaak het. Vandag, ek dink hier's baie van ons wat al dalk betrokke was in hofsaake. Daar's twee redes hoekom daar hofsaake is. Jy's teen besig met iets droog maak en iemand het jou aangevat of jou aangegee of jou aangekla en nou is daar 'n hofsaak en dan speel ons vir tyd sodat ek kan klaarmaak waarmee ek besig is. Dis die een rede hoekom ons nie betyds tot 'n skikking kom nie, want ek kan nog 'n bietjie wangle en wiggle en ek kan speel vir tyd. Ek gaan nie nederig raak en sê weet wat, ja, ek is skuldig nie. Die tweede rede hoekom ons dit nie betyds doen nie is, want ons kan nie ons trots laat gaan nie. Ek weet ek's reg, ek gaan wen, so ek gaan aanhou hiermee. Die probleem met dit is, hoe langer 'n saak uitgerek word, hoe groter raak hy. Hoe groter raak die verleentheid. Hoe meer mense vind uit, hoe meer publiek raak dit. En dis dieselfde met as jy konflik met iemand het wat jy nie uitsorteer nie. Dis nie eers noodwendig in 'n hof nie. As jy dit nie uitsorteer nie, elke keer wanneer jy daai persoon in 'n straat raakloop of hom sien, word jy daaraan herinner. Elke keer as jy by 'n braai staan en ons praat en 'n ou se naam kom op, skinder jy eers weer. Gaan jy eers weer jou opinie lewer. Die skade raak net al groter en al groter en al groter en al groter. Dis hoekom Jesus sê, doen nou iets daaraan. Weet jy wat is die Here se grootste manier om jou te leer in jou lewe? Dis nie noodwendig hier vanoggend waar dit lekker is en die gemaak vir my eie stoel en niemand weet wat in my binnekant aangaan nie. Die Here gebruik mense om jou te leer en hy doen dit juist deur konflik. En hoe meer jy daarvoor weghardloop, hoe meer gaan jy nie leer wat die Here jou wil leer nie. Ouens, as ek so verbaas wees as 80% van ons nie na kerk vandag 'n koffieafspraak in die week maak om goed uit te sorteer nie. Dis sal 'n goeie bewys wees of ons hoor wat die Here sê. Kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is. Sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. So dis 'n letterlike verduideliking waar jy fisies gaan met tronk toe gaan want jy was toe nou skuldig bevind. Maar wat ook gebeur is, as jy nie daai skikking het nie, dis soos ek nou net gesê het, loop jy nog steeds met daai woede en daai haat en daai kwaad in jou hart rond. Jy's in jou eie tronk. En jy kom nie daar uit nie. Jy kom nie daar uit nie. Jesus sê vir hulle, dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Ek verseker jou, jy gaan hierdie toets oor en oor en oor en oor skryf, totdat jy bereid is om jou trots te laat gaan, totdat jy bereid is om genade te bewys soos aan jou bewys is. Jy gaan hom oorskryf. Hierdie het my laat dink aan daai storie wat ons in Jesus stories behandel het. Ek kan nie onthou, waar was dit, 29 of 28, ek kan nie onthou nie. Matteus 18 vers 21 tot 35, net so 'n bietjie verder in Matteus. Lees ons die storie en dan gaan ons so vinnig vir jou lees vanoggend. Is presies hierdie net in 'n storieformaat vir my en jou om dit beter te begryp wat Jesus hierso sê. Matteus 18 vers 21 tot 35. Petrus het na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? 7? Selfs 7 keer? Moet ek hom net so 7 keer vergewe, dan is dit oukei? En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7. Hoekom sê Jesus vir hom 70 maal 7 keer? Want dit is 10 en soveel keer as wat dit nodig is en meer om my te vergewe. Wat ook droog maak en hy gee vir my daai genade. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene geskuld het. Skuld die koning. Hy kon dit nie betaal nie.
En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal word. Verkoop alles wat hy het, kry my geld, dis verby met hom. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel asseblief, ek sal alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Nie gesê jy kan dit later betaal nie, gesê ek vergewe jou, ek laat jou skuld gaan. Jy is nou 'n vry man. Leef in jou standaard verder voort met jou vrou en jou kinders. Toe daardie man buite kom, net uit die paleis uit, het een van sy mede-amptenare raakgeloop, een van sy broers, een van die wat saam met hom in die koninkryk is, gelyk aan hom, met ander woorde, wat hom net 'n paar rand geskuld het, nie miljoene nie, net 'n paar rand, R50. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is al weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Dus, as jy daai storie lees, dan dink jy, dit maak nie sin nie. Die probleem is, ons kyk buite toe as ons die storie lees, ons kyk nie binne toe nie. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. Weet jy dat die mense om jou weet wat jy besig is mee? Weet jy, hulle weet hoe hoogmoedig is jy? Hoe arrogant is jy? En hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Vanoggend is nie 'n maklike een om te hoor nie, maar is definitief die waarheid wat jou kan vrymaak. Dis definitief wat jou lewe kan transformeer in iets in wat jy nie eers geweet het kan bestaan nie. Jy moet introspeksie hou. Dis tot jou eie voordeel. Jy moet ten minste so eerlik met jouself sê, om te sê ek is woedend, ek gaan met hierdie persoon praat. Ons hoef nie ooreen te stem op die ouend van die dag nie. Ons hoef nie. Ek was kwaad vir mense en ek moes hulle vergewe, mense wat my te nagekom het. Ek het daai afspraak gemaak, ek het daai koffie gaan drink. Ons stem vandag nog steeds nie saam oor wat en hoe dit gebeur het nie, maar ek het ingestap en gesê, ek is jammer vir my aandeel. Ek is jammer vir my aandeel. Ek het gesê, vergewe my. Ek vertrou die Here dat hy weet waarmee hy besig is in my lewe. Dit het my gehelp om te groei, het my gehelp om te leer. Het my gehelp om tot die volle openbaring te kom van wat dit beteken om in 'n verhouding met die Here te wees. As jy werklike Christen is, verloor jy die vermoë om woede en haat en kwaad in jou hart te dra. Ten spyte van wat met jou gebeur het. Ek weet jy kan jou storie so mooi oorvertel, maar die storie wat regtig saak maak, die storie wat die hardste in jou lewe behoort te praat, is die een waar jy verlos is en waar jy genade ontvang het. Onverdiend. Is die een waar jy die grootste vyand in jou lewe was, maar die Here het jou kom vrymaak. En die minste wat ek en jy kan doen is ons kan dit uitdeel. Ons kan dit uitdeel vir die mense rondom ons. Wat leer ons by Jesus volgende? Nommer 1. Die Here verwag 'n rein hart. 'n Rein hart is 'n hart wat net sê wat hy gesê het en net doen wat hy gedoen het. Wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het alles gesê en alles wat hy gedoen het hy kom doen sodat ek en jy versoen kan word en in 'n verhouding kan staan met God. So alles wat ek en jy vandag sê en alles wat ek en jy doen uit ons hart uit is om regtig in vrede met die wêreld rondom ons saam te leef. Om te commit om myself neer te lê, my trots te laat gaan en die Here te vra om my te help om te groei.
Dat ek ook kan sê wat hy sê en doen wat hy doen. Wat ons dink en sê en doen, gee die kondisie van jou hart weg. Ek het in die week 'n oulike videoetjie geluister van 'n ou wat sê, ouens wat doen wat ek doen vir 'n lewe, staan baie keer op 'n verhoog, en dan preek jy vir die mense daaronder, en jy projekteer eintlik jou persoonlike issues op 'n klomp mense, sonder dat jy daarvan bewus is, as jy nie daaraan werk nie. Wat die waarheid is. Maar dieselfde gebeur met 'n ou wat nie noodwendig doen wat ek doen nie, wat preek, of wat met mense werk by die werk, of wat praat met 'n ander mens. Elke keer as jy jou mond oopmaak, elke keer as jy iets doen, die persoon wat die meeste in jou lewe moet oplet, is nie die ander mense nie, is jy. Want jy, wat jy doen en wat jy sê, kom hier uit. En dis wat nodig het om voor die Here bloot neergelê te word. En vir hom te vra, Here, help my hiermee. Ek vertrou U vir 'n oplossing. Nommer 3, jou verhouding met jou medemens kan nie geskei word van jou verhouding met God nie. Daar is hierdie storie van, ek het nie mense nodig om die Here te dien nie, ek dien net die Here. Daai is seker die ou wat geen idee het, wat dit beteken om verlos te wees en gered te wees nie. Ek het hierdie al gesê, maar gaan dit weer vanoggend sê, jou vertikale verhouding met God, was nie as gevolg van jou dat jy hom het nie. Jy het dit nie veroorsaak nie. Jesus het. Jy kon nie dit maak werk nie. En hy het dit gemaak werk, sodat jy horisontaal in verhouding met mense kan wees. Ons leef ons Christendom nie uit teenoor God nie, ons leef dit uit teenoor mekaar. Ons redding word gesien, wanneer ons met die mense rondom ons begin leef. Dis hoekom Jesus gesê het, julle lief soos ek julle lief gehad het. Want jou vertikale verhouding wat ek tot stand gebring het, wat ek tot in stand hou, gaan oorspoel na die horisontaal toe. En as hy nie doen nie, dan verstaan jy nie wat beteken dit om in 'n verhouding met die Here te wees nie. En laastens, genade het jy onverdiend ontvang. Genade deel jy onverdiend uit. Want dit is wat 'n rein hart doen. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U. En ons gee U al die eer dat U ons liefhet. Ons te liefhet om ons te los waar ons is, Here. Dankie dat U deur U geduld, lankmoedigheid, so sagmoedig ons kom lei, ons kom rigting gee, ons kom wys, ons kom help. Here, mag al ons trots sterf. Mag U die enigste een wees wat die prioriteit is. Mag U al die heerlikheid van ons lewe ontvang. Mag ons gewillig wees om te leer. Heilige Gees, kom gee vir ons die vermoë en die krag om te verstaan, en dat ons sal hardloop na wat U ons wil wys. Ywerig, en dat ons regtig sal lig en sout wees vir die mense rondom ons. Dat mense regtig U genade sal beleef, omdat ons U genade beleef. Dankie vir ons tyd saam, Here. Dankie dat U so getrou is vir ons almal. Ons loof en ons prys U daarvoor, in die naam van Jesus bid ek dit. Amen.